Goed, nou soos jy weet is ons besig met ons reeks wat ons so noem, ken ons nog die Heilige Gees. Ek wil hê dat na hierdie reeks dat ons verseker sal weet wie is die Heilige Gees. Dat ons hom sal erken as hy opdaag. En dat ons sal weet wat sy rol is in ons lewens. Want daar is soveel keer, ons het nou verlede week bietjie daaroor gesels, daar's soveel keer wat mense sê, dat die Here het dit, en die Heilige Gees het dit en so, en dan is dit nooit sy rol nie. Dit is nie wie die Heilige Gees is nie. Hy is nie die een wat aankla nie. En kom ons neem, ek wil by julle pleit, kry hierdie reeks, en luister dit oor en oor. Weet jy, herhaling maak dat dit nie net 'n kopkennis word nie, maar dat dit in jou hart insak. Dat dit deel word van wie jy is. As ek nou vanoggend preek en dan, wow, ek het iets nuuts geleer en dit is wonderlik, dan is dit nog net kopkennis. Ek wil hê dat dit 'n openbaringskennis in jou gees word. Dat dit deel word van wie jy is. Dat dit nie net is van, ja, weet jy wat, ek het dit al gehoor nie. Daar is soveel dinge in die Bybel wat ons al oor en oor gehoor het, maar ons doen dit nog nie. Dan sê dit vir my, dis nog nie deel van wie jy is nie. Dit is wat ek net nou gebid het, dat daar is soveel keer, en in die Bybel praat dit ook, dat ons kan nie net aanhoorders wees van die woord nie. Dat ons net kennis neem, ja, wonderlik, mooi nie. Maar dat ons daders word daarvan, dat dit deel word van wie ons is. Dan maak dit 'n verskil in ons lewens. Want glo vir my, as jy hierdie woord deel maak van wie jy is, gaan dit 'n groot verandering en 'n verbetering in jou lewe bring. So ek wil by jou pleit, kry dit. Ons is ook op YouTube. So as jy hom nou nie hier kry nie en jy hou van, dan gaan download hom. Jy gaan by YouTube en jy tik net in AGS Vermeer en daar's ons al die preke en dan kan jy download en dit save of wat ook al en dan kan jy dit luister. Maar luister dit oor en oor, laat dit deel word van wie jy is. Ek onthou toe ek by ons vorige gemeente ingeskakel het, jy weet ek het my teologie gaan doen. Jy weet ons is deur Engeltjie fabriek. Jy weet daar waar ons gaan waar ons vlekkies in dit kry en dat hulle ons kan noem pastore. En toe het ek my graad gekry in teologie en ek het my honeurs gaan doen in teologie en toe ek by hierdie gemeente instap en ek hoor wat gepraat word, toe voel dit ek kom weer tot bekering. Toe voel dit vir my ek weet niks nie. En ek val daai reekse en ek luister dit oor en oor en oor en oor. Want dan word dit deel van wie jy is. En baie van die goeders het ek daar geleer wat ek graag met julle wil deel, want dit het so deel van geword van my. En ek wil hê dat dit deel moet word van jou lewe. Want jy gaan sien, weet julle oor 5 jaar, gaan jy sien wie is die mense wat hierdie woord ter harte geneem het. En wie hulle dit toegelaat het dat dit 'n verskil gemaak het. Want God se woord, in dit is daar voordele vir jou en vir my. En dit is hoekom God vir Josua sê, toe hy net by Moses oorgevat het. Hy sê, Josua, en Josua 1:8 sê, Josua, neem hierdie wetboek, dan praat hy van die Bybel. Hy sê, vat dit, en moenie dat dit uit jou mond uit jou hart uit wyk nie. Maar bepeins dit dag en nag, dat dit altyd deur vir oë en in jou ore wees. Dan sal jy met goeie gevolg handel en dan sal jy sukses hê. So ek wil hê dat jy moet hierdie goeders vat. En in hierdie reek gaan jy leer ken wie is die Heilige Gees. Ons teksvers is wat Jesus praat en hy sê vir sy disippels, weet jy, dit is vir my naby om nou te gaan. Maar ek gaan die Vader bid. Ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hy is die een wat met ons sal wees tot die volëinding van hierdie wêreld. Hy is die een wat daar vir jou gegee is as jou helper, as jou trooster, as die een wat altyd deur daar is by jou. En ons moet hom werklik diep leer ken en 'n noue verhouding met hom kweek.
En verlede week het ons nou begin praat oor wat is die rol van die Heilige Gees. En in Johannes 16, vers 8, sê Jesus, en as hy, dit is nou die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld, sal hy almal wat hier op aarde is en wat hierdie suurstof inasem, hy sal almal oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En toe het ons gesien dat daar's 'n dubbelpunt wat sê, ek gaan nou vir jou verduidelik wat ek hierby beteken. Wat ek hierby sê, dat ja, ek wil dit vir jou klassifiseer, wil vir jou kwalifiseer van wat ek nou eintlik vir jou gesê het. Ek gaan vir jou en dan sê hy vir jou, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. So ons het verlede week nou lekker uitgebrei daaroor, en want dit is die rol van die Heilige Gees, dat jy nie jou doel in hierdie lewe moet mis nie. Die Heilige Gees is vir jou gegee, om jou God gegewe doel te erken, en dat hy vir jou dit sal neem, totdat jy jou goddelike doel bereik het. En dan van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Dit is waar ons vandag wil gepraat. Nou, dat die Heilige Gees is die een in jou lewe om jou heeltyd te oortuig van geregtigheid. Nou wat is geregtigheid? Ons het baie keer terme in die kerk. Ons is so gekerk. Jy weet, dan as ons nou vir iemand daar by die werk wat nou ongered is soos 'n plank, dan as jy sê vir hom, weet jy wat, jy moet goddelike geregtigheid in jou lewe kry. En dan klink dit vir hom, jy praat in tale. Ons verstaan dit. Partykeer verstaan ons dit nie eers nie. Renko, ons het baie keer terme in die kerk wat ons self nie verstaan nie. Jy weet, jy moet die geregtigheid van God in jou lewe kry, broer. Dis groot woorde, wat beteken dit? Ons het 'n reeksie oor gedoen. Die reeks van geloof, wat ons gepraat het oor wat is geregtigheid. Geregtigheid is om voor God te staan, voor sy troonkamer te staan, en jy die reg om daar te staan. Daar's niks wat jou verhinder om in God se teenwoordigheid in te stap. Dit is geregtigheid. Maar 'n geregtigheid wat uit God uitkom, nie 'n mensgemaakte geregtigheid nie. Want die mens het deur die eeue deur probeer om 'n eie geregtigheid daar te stel. En hulle probeer dit doen deur 'n wet te onderhou of deur om goed te leef. En dan as jy nou net so 'n bietjie droog gemaak het vandag, dan het jy nie vrymoedigheid om in God se teenwoordigheid in te stap. Gebeur dit met jou? En dit is 'n leuen van die vyand. Jy het altyd deur 'n reg en 'n voorreg voor God se teenwoordigheid. Maak nie saak wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Want jou geregtigheid kom uit wat Jesus gedoen het, nie uit wat jy gedoen het. Jy het net aanvaar dit wat Jesus gedoen het. En die Heilige Gees, dit is, weet jy, as daar een ding is wat ons moet snap vanoggend, en dat dit moet deel word van wie jy is, is dit juis hierdie boodskap. Want die kerk het nie meer die krag wat hy moet hê nie, as gevolg van dit. Wat jy dink, jy's maar net 'n arme wrimpie. En wie is ek nou om in God se teenwoordigheid in te stap? Ons gaan 'n bietjie luister vandag, dat die Heilige Gees is vir jou gegee, om jou altyd deur te oortuig, om dit aan die lig te bring, dat jy het 'n reg voor God. En jy kan enige tyd daar instap. Ons as mense, ons doen nie goeie dade om God se geregtigheid te verkry nie. Want dit is reeds voorbetaal. Jy moet net aanvaar dit wat Jesus aan die kruis uitgedoen het. Maar as jy aanvaar dit wat God gedoen het, en jy het daai vrymoedigheid om vir God in te stap met jy weet enige tyd, dit maak van jou dat jy goed wil doen aan mense. Verstaan julle daai verskil? Jy gaan nie goed doen sodat jy 'n reg het voor God nie. Maar as jy 'n reg het voor God, kan jy nie anders as om goed te wees vir ander mense nie, omdat God goed was vir jou nie. Dis 'n klein verskywing, maar dit is 'n wêreldwye klein verskywing wat die kerk sukkel mee.
Kry hierdie boodskap en luister hierdie oor en oor, want die kerk sukkel met hierdie. Dat dit, weet jy, partykeer, ek het mos al hier gesê, partykeer sê jy vir jou kind, hoor hierso, jy moet so en so en so en so doen. Dan sê dit vir hom 500 keer. En dan op 'n stadium, dan kom hy by jou, dan sê hy, weet jy, my maatjie of my juffrou of iemand het gesê, ek moet dit doen. En dit het by hom inslag gevind. En jy sê, Jesus, het jy geluister wat ek gesê het? Ek het dit al duisende kere vir jou gesê, maar nou sê hierdie een nou dit een keer en dan hoor jy dit. Jy weet, en dan praat 'n mens van daai aha-belewenis. Jy weet, die son het vir hierdie ou opgegaan. Jy weet, daar het 'n lig aangegaan. Nee, dit is daai van ping, ja. Wie was dit, Archimedes wat in die straat afgehardloop het toe hy uitgevind het van die verplasing van water? Is dit Archimedes? Wat hy in die bad geklim het en hy sien die verplasing van gewig en water en is dieselfde. En hy hardloop kaal in die straat af en hy sê Eureka, Eureka. Daar het 'n lig vir hom aangegaan. Nou my gebed is, hoe meer jy hierdie gaan hoor en luister, dan gaan 'n lig vir jou aangaan. En jy gaan sê, is dit wat hy vir my wou probeer sê? En my gebed is dat ver meer mense, mense sal wees wat verlig geword het. Wat die sluier van hulle gedagtes afgelig is en die lig het aangegaan. En gesê, wow. Daarom vra ek jou, kry dit en luister dit oor en oor. Want as ons hierdie snap wat ons vandag praat, gaan jy sien hoe ons vir die siekes bid en hulle word gesond. Gaan ons sien hoe die Here met ons gesels en met ons praat en vir ons gedagtes gee en vir ons idees gee wat ons laat uitstyg. Want ons voel ons het nie die reg of die voorreg in God se teenwoordigheid nie. Want wie is ek nou? So die Heilige Gees is vir ons gegee, om vir ons heeltyd en altyd te oortuig en vir ons in ons oor te fluister, jy het 'n reg voor God. Jy het 'n reg voor God. Jy kan enige tyd in sy teenwoordigheid instap. Het jy behoefte vanoggend? Het jy nodig dat die Here iets awesomes vir jou doen? Iets wat onmoontlik is? Het jy daai behoefte vandag? Die antwoord daarvan, lê in God se teenwoordigheid. En partykeer voel ons nie werd om daarin te stap nie. En die Heilige Gees is vir jou gegee om jou heeltyd in jou ore te fluister. Jy mag gaan. Jy kan enige tyd gaan. Jy het die reg om voor God te staan en vir hom te vra net wat jy wil. En jy sal dit verkry. Ons het 'n reeks daaroor gedoen ook van hoe Josef, hoe Josua, 'n man nes ek en jy, vir die natuur gesê het, staan stil, vir die son en maan. Jy het die reg om dit te doen. En Jesus sê dat die Heilige Gees gaan vir jou oortuig van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan. Hoekom sal hy dit sê? Hoekom sal hy dit as 'n verduideliking gebruik? So julle ding. Hy sê dat, weet jy wat, die Heilige Gees gaan vir jou in jou oor fluister en hy gaan jou heeltyd oortuig. Hy gaan vir heeltyd vir jou sê dat, weet jy wat, ek gaan vir jou oortuig van geregtigheid. Dat jy te reg, jy te voorreg om enige tyd in te stap, omdat ek na die Vader toe gaan. Hoekom sê hulle dit sê? Want Jesus sê, ek gaan om vir jou 'n plek te berei, maar ek is ook die een wat daar sit en heeldag en aldag by God aan sy regterhand sit en ek gaan vir hom heeltyd vir jou intree by hom. Dat ek is jou geregtigheid. Jesus is jou geregtigheid. Jesus is jou oudste broer. En hy's die een wat vir jou intree. Het jy 'n vriend in hoë plekke? Ons praat nou in normale sin van die woord.
Rinko het, hoe lank sukkel julle met daai waterlisensie by die myne? Wat het seker 'n jaar en 2 maande. 'n jaar nou. 'n jaar en 4 maande. Nou as jy 'n connection gehad het in die regering, hoe lank het jy gewag? Maar as jy nou regtig, as jy nou 'n connection daar gehad het, dan het jy hom net gebel en gesê, hoor hierso, hoor hierso, onthou nog Vrydag se braai, maar hoor jy, ek het nou hierdie probleempie, wil jy nie gou, en hy organise dit net so. Hel. En elkeen van ons, het 'n connection aan die regterkant van God. Hy wat die hele heelal in die palm van sy hand hou. Hy wat mense se harte in sy hand hou. Hy is die een wat Farao in daardie tyd, hy het sy hart verander. God het sy hart verander. Die mees invloedrykste man van daardie tyd. Nou ons het iemand aan God se regterhand wat vir ons dag vir dag intree. Vir jou. Dink jy dis 'n connection? En dan die een aan wie se oor hy fluister en te sê, hoor hierso, wil jy nie vir my kyk om iets te doen daar nie? Dis nie 'n moeilike ou nie. Want die Vader is die een wat vir ons die beste wil hê. En ons het daai reeks gedoen wat God sê, dat ek verheug my daaroor om aan jou goed te doen. Daai verheug praat van hy's uitbundig. Dit is iemand wat, dit is seker nou soos met die blou bulle toe, jy weet die ouens drie so begin druk en hulle wen. Jy weet, daai uitbundig praat van, hy spring op en hy juig en hy gooi sy arms op en hy skreeu en hy's uit homself. God sê, ek is so, as ek aan jou goed kan doen. Ons het connections. En dan vra ek vir jou, as God aan ons kant is, en hy wil van ons goed doen, waar is die krag in die kerk? Waar is dit? Paulus skryf op 'n stadium, hy sê, ja, ek het preek, ek bring die woord, maar dit is God se krag wat dit bekragtig. Dan is daar wonderwerke wat onder hulle gebeur. Waar is dit? Die sleutel lê hier, dat ons het nie meer daardie vrymoedigheid om by God in sy teenwoordigheid te stap en te vra net wat jy wil nie. En die Heilige Gees is daar vir jou gegee, as die een wat jou sal oortuig, dat weet jy wat, jy het 'n reg voor God. En Jesus het vooruit gegaan om vir jou 'n plek te berei, maar hy is nou daar wat hy vir jou intree. In Romeine 10 vers 10 het Paulus geskryf van hoe werk daai geregtigheid. Hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid. En met die mond bely ons tot redding. Hoe kry 'n mens 'n goddelike geregtigheid? Hoe kry jy daai reg voor God? Weet jy, God het dit so eenvoudig vir ons gemaak. Hy het die evangelie so eenvoudig gemaak, dat selfs 'n kind dit kan verstaan. Maar dit kort 'n teoloog om dit te kompliseer. Dis so. Ons maak dit baie keer so moeilik. Die enigste rede, as jy God glo, dan sê God, jy het reg voor my. Dis al wat jy nodig het. Is dit moeilik? Ek dink nie so nie. Want ek lees in Genesis 15, want dit is, Abraham was die vader van gelowiges. En in Genesis 15, moet jy daar gaan lees, in die 5de vers, sê God, hoorie, Abraham, kom bietjie uit jou tent uit, ek wil vir jou iets wys. En God bring hom uit sy tent uit. Hy sê, kyk, na al die sterre in die hemel. Hy sê, kan jy hulle tel? Hy sê, no ways, dis bietjie baie. Hy sê, so gaan ek jou nageslag maak. En dit was in die tyd
wat hy op 'n baie hoë ouderdom was en hy het nog nie kinders gehad nie. En God sê, ek gaan jou nageslag so. Here, dit is onmoontlik. Dit kan nie wees nie. As hierso nou Abraham, hoe oud is Abraham nou? 72. En onthou die woord sê ook, dit was nie omdat in daai tye nog, hy was nog 'n jong man nie. Die Bybel sê dat hy was oud en gevorderd in jare en dit was vir hom en sy vrou eintlik onmoontlik om kinders te hê. En nou kom hy en sê vir iemand soos Abraham, maar hy's nou nog net so nog 'n bietjie ouer as Abraham. En hy sê en God sê vir hom, hoorie, ek maak jou 'n menigte van nasies, dat jou nageslag sal wees soos die sterre van die hemel. Maar Abraham, jy het niemand nie. Jy het nog nie 'n kind nie. Wat doen jy? Ek? Is dit 'n onmoontlikheid? Ja, natuurlik is dit 'n onmoontlikheid. En Abraham sê, Here, ek kyk na myself en ek kyk na my vrou. Nee. Maar Here, omdat jy dit gesê het. Okay. En dan sê Genesis 15 vers 16, and Abraham, believed in, he trusted in, and relied on, and remained steadfast to the Lord, and God counted it to him as. Wat het ons nodig om 'n reg voor God te hê? Dat God na jou kyk en hy smile. Hy sê, man, ek het 'n welbehae. Wat het hy nodig? Wat het jy nodig? Just believe God. Glo net God. Dis dit. Is dit maklik? Kom ons kompliseer nie die evangelie nie. Want die evangelie is daar gestel vir kinders wat nog nie die vermoë het om dit te kompliseer nie. Glo net God. En as ons dit regtig snap, gaan jy sien hoe die krag van God deur ons as gemeente weer gaan begin beweeg. Dit is die waarheid wat die kerk weer moet snap. Nie moet weet nie, maar moet snap in my gees. Dat ek kan gaan en ek kan iets awesomes vir die Here vra en hy sal dit doen. En die Heilige Gees is vir ons gegee om ons in ons harte te praat en te herinner en heeltyd te sê, weet jy wat, jy het die reg om na die God van alle gode toe te gaan. Om die God wat vir hom is daar niks onmoontlik nie. Gaan net na hom toe. As jy 'n probleem het, gaan na hom toe. Moenie hom plan B maak nie. Maak hom jou enigste toevlug. En dat ons kan begin agterkom, ons het 'n oudste broer in die gees wat langs God die Vader sit. En hy is die een wat vir ons intree. En die Heilige Gees is vir ons gegee om te sê, ons het groot connections daarbo. Doen dit. En dan is daar soveel teksverse wat Paulus ook praat en hy sê, wees jy. Want baie keer dan ontmoet jy iemand niets en dan vra jy weet en wie's jy? Sê jy wat? Piet. Ja. Dis nie wie jy is nie. Dit is jou naam. Die vraag is, wie is jy? Wie is jy? Ek ken jou naam, maar wie is jy? As ons alles afstrip en alles, jy weet net tot by die middelste deel van wie jy is, kom. Wie is jy? Kom ons gaan kyk in Romeine 8 vers 16. Ek wil hê van die wat jou Bybels hier het, asseblief blaai vir my daarna toe. Ek het net die een teks so opgesit wat ek op wil fokus, maar ek wil hê ons moet 'n gedeelte daarso lees vanaf vers 14 af. Romeine 8. En ons het ook al hierdie een teksvers gesê. Ek lees vir julle van die 14de vers af. Romeine 8.
Hy sê want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Want die Gees, dis die Heilige Gees, getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God. En mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sal ons ook saam met hom saam met hom verheerlik kan word. Wie is jy? Volgens hierdie. Wie is jy? Kind van God. Dis wie jy is. Dit maak van jou 'n erfgenaam van God. Kyk, ek sal like net om erfgenaam van Bill Gates te wees. Ek dink dit kan nogal awesome wees. Dit kan. Sien, ek sal nooit weer hoef te werk nie. En hy is net 'n mens. Jy's erfgenaam van God. Hy sê alles behoort, al die goud en silwer behoort aan hom. Waar lê die goud en silwer vandag? Ja, in hierdie wêreld van ons. Waar lê goud en silwer? Dit lê in die wêreld se hand. Hoor dit daar? No ways. Dis God se. Dan gaan lees jy in Jesaja 60, dan sê God, daar is, ek dink daar is tot 14 verse wat sê dat die geld van die wêreld sal na die kerk toe stroom in die laaste dae. Ons moet net besef wie ons is. Ons moet besef dat ons is die erfgename, nie die wêreld nie. Nie die moslems wat al die olievelde het nie. Julle gaan sien dat ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Dit is God se worry. Hy weet hoe. Nee, maar die geld gaan na die kerk toe stroom in die laaste dae. Hoekom? Om onsself te verryk. No ways. Dis om die koninkryk van God te verryk. Maar God sê, hy soek mense wat kan hoor wat die Heilige Gees heeltyd in sy onderbewussyn inpraat. Hey, jy's die geregtigheid van God. Jy het 'n voorspraak by die Vader. Jy kan enige tyd instap. Jy kan enige tyd ingaan. Jy's 'n kind van God. Dit is joune daai. Daai is joune. Daai is joune. Maar die vraag is net, kan God jou trust met dit? Of gaan dit jou ruïneer? Wat sal jy vandag doen as jy 'n 10 miljoen of 100 miljoen rand kry? Wat sal jy daarmee doen? Wat sal dit van jou maak? Enige iemand, kan 100 miljoen uitgee. Enige iemand kan dit doen. Hulle blaas dit daagliks. Gaan kyk die mense wat lotto wen en al daai goeders. Ek hoop jy daar's mense onder ons wat dit speel nie. Wanneer jy die wêreld dit aan jou toevertrou nie, want dan ruïneer dit jou. Maar as jy 100 miljoen nou kry, my vraag is nie of kan jy dit gebruik of kan jy dit uitgee nie. Enige gevoel kan dit doen. My vraag is, kan jy dit hanteer? Wat gaan dit van wat gaan dit van jou maak as jy dit kry? Gaan die Here jou kan trust met dit? En dit is hoekom die Here wil hê dat ons moet deur hom gevorm word. En die Heilige Gees is vir ons gegee. Want hy wil ons op hierdie plek bring. Dat ons kan sê, Here, bring dit aan. Ek weet wat om te doen. Ek weet waar die behoeftes is. Ek weet waar die koninkryk dit nodig het. Dit wat jy vandag het, is dit wat jy kan hanteer. En as hoe die Here jou hoe jy gaan toelaat hoe die Here jou vorm.
is in die mate wat die Here gaan toevoeg in jou lewe. Glo dit. Die Heilige Gees is vir ons gegee om ons te herinner, om heeltyd in ons hart in te praat. Jy het 'n reg voor God. Jy is 'n kind van God. Jou burgerskap is in die hemele en nie van hier nie. Hey, hierdie mense hier, nee, is nie van hier nie, hoor. Hulle is van hoofkantoor. Hierdie mense hier, nee, jou burgerskap is van die hemele. En daarom is ons nie gekoppel aan hierdie ekonomie nie. Moenie jou vasstaar aan die aardse dinge nie. Ons moet bid, Here, open ons geestesoor dat ons kan sien. Open ons geestesoor dat ons kan sien en open ons geestesoor dat ons kan hoor, Here, dit wat U besig is om te doen. En dat ons dit nie sal mis nie. Dit is wie ons is. En dan kom ons in Romeine 8 vers 16 dat God se Gees getuig die heeltyd en die altyd. Hy's heeltyd daar om vir jou te sê wie jy is. En dan as hy in jou hart in praat, as jou gees reg is, dan begin jou gees dit optel. En dit maak gee vir jou boldness. Want sy gees getuig saam met jou gees dat jy is 'n kind van God. En as jy kind is, 'n erfgenaam. As ons hierdie dinge snap, gaan die kerk 'n hele ander rigting inslaan in hierdie lewe. 'n Totaal en al 'n nuwe impak hê in hierdie lewe. In Romeine en ek sluit al hiermee af in Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag. Hy het gegaan het, sal weer kom om ons te kom haal, want ons is nie van hier nie. Ons burgerskap is in die hemele. Ons is nou reeds al gesetel saam met Christus in hemelse plekke. As ons hierdie dinge begin besef, gaan julle sien hoe verander die Here ons in die kerk. Vader, ons dankie dat ons deel hê van U. Dat ons deel kan hê aan U heerlikheid in die volheid. Jesus, U het gesê dat U het gekom sodat ons lewe kan hê. Zoe life kan hê. A God kind of life. Nie eendag nie, maar hier en nou. Heilige Gees, ek wil bid dat U in ons harte dit aanhou sal praat. En dat ons sal besef, Here, die mag en die voorregte en die regte wat ons het in U. En ek wil U seën uitspreek oor hierdie gemeente, Here. Dit wat Aaron oor die Israeliete uitgespreek het. Dat die Here jou sal seën as jy jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en as jy jou genadig wees. Hy sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Dankie Vader dat ons hierdie week daarmee kan ingaan. En dat ons 'n week van oorvloed kan beleef. In Jesus naam bid ons dit. Amen.